Welkom by hierdie volgende episode van Woensdagse Woord. Ek wil graag 'n baie interessante stukkie met julle deel vandag. En hierdie deel is opgeteken in Johannes 14. In Johannes 14 is Jesus besig om sy disippels voor te berei op 'n dag wanneer hy nie meer met hulle gaan wees nie. En hy begin vir hulle dit te verduidelik dat hy die Heilige Gees gaan stuur. En so is daar opgeteken in Johannes 14 vers 16, waar Jesus aan die woord is. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En dan verwys hy na hierdie trooster as die Gees van waarheid. Vers 26 van Johannes 4 sê Jesus ook, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Het is baie interessant dat in die Nuwe Testament word daar 5 verskillende Griekse woorde gebruik om die werk van die Heilige Gees te illustreer. In hierdie gedeelte maak Jesus gebruik van die woord parakletos. Wanneer hy in vers 16 van Johannes 14 en in vers 26 verwys na die Heilige Gees, dan gebruik hy die woord parakletos, wat vir ons vertaal word as die een wat troos. Nou, parakletos beteken letterlik iemand wat geroep is om langs my te kom staan. So die Heilige Gees is geroep om langs my te staan, en daarom word hy in hierdie deel bekendgestel aan ons as die trooster, as die een wat ons gaan vashou. Hierdie trooster word hier verduidelik as, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat is belangrik hier? Wat word hiermee bedoel? Dat die Heilige Gees ons kom herinner. Wanneer ons na daardie begrip van herinner kyk, hierdie werking van die Heilige Gees, dan is daar 3 belangrike waarhede. Die eerste waarheid is, dat die Heilige Gees, die skrif en dit wat Jesus gedoen het, Jesus se woorde, Jesus se handelinge, ons kom herinner daaraan. Julle moet onthou dat Jesus in die jaar 33 gesterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Baie van wat ons vandag in die Nuwe Testament het, is eers geskryf hier in die jaar 60. Van ons boeke is eers geskryf in die jaar 90. Die Heilige Gees het by die disippels Jesus se lering en Jesus se lewe in herinnering kom roep, sodat dit vir ons vasgestel kon word in wat ons vandag het as die Bybel. En sien ons dat hierdie einste Bybel, dat daar 'n goue draad loop tussen die evangelies en die boeke van Paulus deur, is een storie wat vertel is deur verskillende getuienisse. En dis die Heilige Gees wat daardie waarheid van Jesus kom herinner het aan die skrywers van hierdie verskillende boeke in die Bybel, sodat ons vandag kan leer. Dis die eerste manier hoe die Heilige Gees die eerste generasie Christene herinner het. Maar die Heilige Gees herinner ook vir my en jou aan die skrif. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer ek en jy die Bybel bestudeer, dan leer ons en ons sien dinge uit die skrif uit. En soos wat ons lewe, kom daar tye dat ons sê, maar hier is 'n lewenssituasie wat ek moet hanteer, en dan roep die Heilige Gees vir ons die skrif tot herinnering, dat ons die skrif kan toepas in ons lewens. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. In Matteus 6 sê Jesus dat ons nie bekommerd moet wees nie. Dat soos wat hy sorg vir die voëls in die hemele en vir die blomme in die veld, so sal hy ook kyk na my en jou.
Dis 'n skrif wat dikwels in herinnering geroep word, wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan. Dan kom herinner die Heilige Gees ons aan daardie woorde van Jesus, dat Jesus na ons behoeftes sal omsien. En so is daar ook baie ander voorbeelde, wat ek glo elkeen van ons kan uithaal, van waar ons 'n lewenssituasie gehad het, en waar ons die skrif, omdat ons die skrif ken, en omdat die skrif vir ons gehighlight word, dat ons dan daai skrif kan toepas in ons lewens. So herinner die Heilige Gees ons aan die woorde en die lewe van Jesus. 'n tweede belangrike waarheid wat die Heilige Gees doen is die fokus van die skrif uitstaan dat dit altyd Christus gerig is. Ons help dus om die hele skrif beter te verstaan, dat ons kan sien dat van dag 1 af was Jesus deel van die verhaal. Van dag 1 af was Jesus die oplossing en het God verloop van die geskiedenis so bewerk dat dit sou uitloop op Jesus Christus. Dis die Heilige Gees wat ons bring tot daardie begrip, dat ons Jesus sien deur die eeue heen en hoe Jesus dan op die toneel verskyn en ons red en ons saligheid verseker. Die derde waarheid van die Heilige Gees se werking is dat die Heilige Gees nie net ons passief herinner aan wat Jesus gedoen het nie. Nee. Die Heilige Gees kom en leer ons om ook te doen soos Jesus gedoen het. Die doel is dan vir ons om te sien en te ervaar hoe Jesus in 'n situasie opgetree het. Maar die Heilige Gees bring ons dit vir ons ook in herinnering, dat ons ook sal doen soos wat Jesus gedoen het. Ek som op. Wat beteken dit as die skrif sê dat die Heilige Gees ons sal leer en ons sal herinner aan alles wat Jesus gedoen het? Dit was in die eerste plek vir die apostels belangrik dat hulle sou onthou wat Jesus gedoen het, sodat hulle dit kon neerpen, akkuraat kon aanteken, sodat die skrif ons vandag kan inspireer. In die tweede plek, die Heilige Gees is ook daar om vir ons die skrif te highlight en ons te help om die skrif toe te pas in ons lewens. Dit wat Jesus geleer het, dit wat Jesus aan ons oorgedra het, om dit ook te doen.